En ons skare sien groei selfs die tweede aand. Ons is baie bly hieroor en vertrou dat daar 'n wonderlike tyd hier was gisteraand, hoe die Here geseën het. En ek het nie vandag met broer Solomon gepraat om uit te vind presies hoe die altaardiens uiteindelik uitgedraai het nie. Goed, ek is so bly om dit te hoor. Julle weet, wanneer ons siele gered kry, dan is God bly. Dis die eerste dinge. En ons gewoonlik, wanneer ons 'n paar aande soos hierdie gaan hê, wel, ons probeer altyd om die altaardiens en dinge eerste te hê, want daar staan geskrywe, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal ander dinge bygevoeg word. En ek is bly daarvoor, en ons wil almal al die guns by God vind, wat ons kan vind, want ons het al die genade nodig, wat hy vir ons kan gee. Ek praat namens myself. As ek dit nie mis het nie, kyk ek na broer en suster Kiet wat hieronder sit. So bly om julle te sien. Ek het 'n klein getuienis van julle gelees nou die dag. En julle weet, julle het almal die evangelie gepreek 5 jaar voor ek gebore is. En ek's ou man. So ek respekteer beslis hierdie ou paartjie hier in Ohio af, broer en suster Kiet. Omtrent almal van julle ken hulle. Sy laat weet elke nou en dan en kry 'n groot klomp gebedsdoeke waaroor ek gebid het om na haar mense toe te stuur, wat sy weet wat siek is en kry die getuienisse terug. Net 'n ou moedertjie en vadertjie in die evangelie. So bly om hulle te sien. Ek het gisteraan 'n brief gekry van my vriendin Rosella Griffith hier van Joliet, Illinois, wat een van Amerika se bekende alkoholiste was, die alkoholiste anoniem kon niks vir haar doen nie, die dokter Chicago kon niks vir haar doen nie, en een aand is sy na die diens toe gebring en die Heilige Gees het al hierdie dinge aan haar geopenbaar en haar genees. En nou is sy tronkwerker in Chicago in die krotbuurte vir die koninkryk van God. Haar vriendin, ek glo een het die ander gebring, ek weet nie wat dit is nie, en as ek nie verkeerd is nie, dis sit hy daar vanaand, ook 'n dwelmverslaafde, glo ek was dit. En sê broer Solomon, as jy hulle nie ken nie, moet jy hulle getuienisse voor die mense kry. Daar mag ander hier wees wat gedrink het en dwelm duiwels en sovoorts, kan sien wat God kan doen. Dit is geen geheim nie. Dit jou man, suster, so bly om jou te sien, my broer. En so het Christus beslis 'n verskil gemaak in daardie lewe, het beslis. Dis van die rotgate van die aarde na die hoogste spits waar 'n persoon gelyk kan word. Tot die doop van die Heilige Gees, dit is geen geheim wat God kan doen nie. En jy moet in elk geval broer Solomon hulle getuienis kry. Ek is seker almal van julle sal dit graag wil hoor, sal hulle nie? Hoe van dwelms na wat sy nou is, 'n heilige van God, sy en haar man. Nie net dit nie, ek het gesê Rosella was 'n werker in die krotbuurte van Chicago. Hulle is evangeliste op die velde waar die evangelie verkondig. Ek sê julle, dit laat my hart spring van vrede. Wag tot ek julle hande kan skud. Aan die ander kant, dis wanneer ons 'n wonderlike tyd gaan hê. Ons sal nie hoef huis toe te gaan nie, want dan is ons tuis. En die son sal nooit ondergaan in daardie stad nie. Nee meneer, dit sal altyd lig wees. Ons streef na daardie tyd. En soos ek gisteraan gesê het, vandat ek gered is, het ek altyd gevoel asof ek iewers in 'n nagmerrie was. Daar is net iets anderkant, as ek net daarin kan wakker word. Ons sal een van hierdie dae wakker word in die werklikheid van God, in sy teenwoordigheid staan en gered deur sy genade, gelykvormig aan sy beeld. O, wat 'n tyd sal dit wees. Ek is bly om weer hier te wees vanaand, om in gemeenskap te wees met hierdie predikers, die verskillendes van julle, my broers, en saam met broer Solomon. En hy is 'n Kentuckier, maar hy het vergifnis daarvoor ontvang, en het gekom en 'n prediker geword. Nou, dit is toevallig dat ek ook 'n Kentuckier is. So ek sal julle net wys, daar's baie van hulle hier. Hoeveel van Kentucky? Steek julle hand op.
is daar 'n hoeseer in die groep. My ma bestuur Ulysses en of sy het. En ek eendag het ek soontoe gegaan en elkeen wat sy gehad het van 23 mans was Kentuckiërs. Ek het na my kerk toe gegaan en ek het gesê, almal van Kentucky staan op en die hele gemeente het opgestaan. Wel, Kentucky het iets wat hulle vir die Here aangebied het. Al baie heiliges het van Kentucky afgekom in die vroeë dae, die pioniers daar toe hulle in die waanse kom het met perde en bo oor die heuwels. En hulle het 'n paar groot predikers en groot heiliges van God voortgebring. Dit sal goed verteenwoordig wees in die heerlikheid wanneer ons daar kom. Nou ek vertrou dat ons as die komende geslag, die nageslag van hulle, dat ons nie skaam is vir ons voorvaders of die evangelie wat hulle verkondig het nie. En laat ons staan vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die heiliges. Deur daardie ding agter te laat ons streef na die merk van die hoë roeping in Christus. Dis my hartsbegeerte, is om daardie hoë roeping te bereik. Gisterand het ek net 'n bietjie met julle gepraat en vanaand is dit 'n genesingsdiens. Ons maak nie nou aanspraak as daar iemand is wat dit nie sou verstaan nie. Ons genees nie enige iemand nie. Ons bid net vir die siekes. Ek het 10.000 mense gesien genees word, maar ek het nooit een genees nie. Ek het 'n paar direkte antwoorde op gebed gehad en gebed vir die siekes, maar ek het nooit enig iemand genees nie. Ek glo nie dit lê in die vermoë van die mens nie. Dis 'n voltooide werk wat Christus op Golgotha gedoen het. Genesing berus nie op die mens nie, nie eers op dokters, hospitale en medisyne nie. Daar's geen dokter, hospitaal of medisyne wat kan genees nie. God is die geneeser. Medisyne sal help. Dokter kan 'n beenspalke geval diagnoseer en medisyne gee om kieme dood te maak, maar God doen die genesing. Hy kon my arm spalk, maar hy kon nie my arm genees nie. Hy kon die tand trek, maar nie die plek genees waar hy dit gekom het nie. Hy mag opereer 'n blinde darm uithaal, maar hy kan nie die plek genees wat hy gesny het nie. Sien, dit ver God om dit te doen. En ons is nie teen dokters, hospitale of medisyne nie. Ons is vir hulle en bid vir hulle dat God meer kennis sal gee vir sy diensknegte. Maar wanneer 'n dokter aan die einde van die pad gekom het en sy medisyne die pasiënt nie langer sê help nie en hy verklaar die pasiënt moet sterf, glo ek daardie pasiënt het reg om na die groot geneesheer toe te kom en om genade te vra. En dis die tipe waarvoor ek bid. God se kinders, my vriende, en die dokter se pasiënt is waarvoor ek kom om te bid. Ek bid nie net self daarvoor nie, ek skryf nie eers die genesings toe aan my gebede nie. Ek skryf dit toe aan die gebede van al die mense wat in die gehoor is, wat op dieselfde tyd bid vir die mense vir wie ek bid. Dis ons wat saam staan. Dit was toe na Pinkster toe hulle in een plek vergader het en almal eendragtig begin bid het, dat die Heilige Gees die gebou geskit het waar hulle bymekaar was. Sien? Saam staan ons is Kentuckiërs. Saam staan ons, verdeeld val ons. Soveel keer in die dienste as ek in die diens inkom, kry ek briewe. Wat is jou doktrine, broer Branham? Jy was 'n Baptist, glo jy nog steeds in ewige sekuriteit? Is jy Jesus only? Het jy doop jy hoegenaamd? Besprinkel jy? Ek sal dit sê, ek het een doktrine, die groot fundamentele evangeliese doktrine van die Bybel. Ek het nog nooit 'n diens verlaat sover ek weet met enige verwarring nie. Ek het altyd probeer om die diens te verlaat met die soetheid van die Heilige Gees. Nooit probeer om mense af te rokkel nie. Ek het nog nooit iemand se disippels probeer afvat nie. Wat ek probeer doen is om die sondaar te voeg by enige kerk waarna toe hy wil gaan. Solank hy wedergebore is in die Gees van God, is hy my broer en is sy my suster. En doktrines, ek het my eie idees, maar ek hou hulle vir myself. En dan wanneer ek hierna toe kom of enige ander plek as ek kan kies op een of ander manier sou dit wees, sou ek al die invloed wat die Here my gegee het op een sekere denominasie rig. Daarom kies ek nie kant vir enige van hulle nie. Ek bly by hulle almal en probeer hulle na mekaar toe trek en sê, ons is broers, ons is broers. En dis waarom ek nie kant kies of sake kies nie.
Almal van ons fundamentele mense, ons glo absoluut nie groot evangeliese doktrines. Ons glo dat daar 'n verlosser is wat red, daar 'n Christus is wat met die Heilige Gees doop. Ons glo wel in goddelike genesing, ons glo in die tweede koms, daar is die dinge waaroor ek preek, is dit. Laat die res daarvan, dit is die plig van die pastore, die herders, om kuddes te lei op die manier wat hy dit sien, om dit te doen. Ek is 'n evangelis. Now, we are fixing to open the word or read. Nou ons maak gereed om die woord oop te maak of die woord te lees. Net een is in staat om die woord oop te maak, en dis hy wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af. Wat na hom toe gekom het, wat op die troon gesit het en die boek uit sy regterhand geneem het en waardig was om die boek oop te maak en die seels daarvan los te maak. So laat ons hoofde buig vir 'n oomblik van gebed terwyl ons met hom praat. Hoeveel wil graag onthou word vanaand dat God u geloof sal gee om vanaand genees te word? Steek u hand op, sê onthou broer Branham, God, ek steek my hande op. Dis goed. Here, u is God van die begin af. En u het nooit 'n begin gehad nie, want u is die ewige een. U het nooit begin nie of u sal nooit eindig nie. Wanneer die sonde homself op die aarde opgehoop het totdat die sterre weier om te skyn, dat die see hulle self in woestyne ingespoel het, sal hy steeds God wees. En ons nader u vanaand in daardie algenoegsame naam van die Here Jesus, u liefdevolle Seun, wat gekom het en ons plek gewilliglik ingeneem het en 'n versoening vir ons sondes geword het. En vanaand voel ons dat ons gewas is deur die water van die woord en gereinig is. Kandidate vir die Heilige Gees en sy goddelike werke. En ons kom vanaand met oop hart om hom te ontvang in die wete dat ons lewe in die afsluitingsdae van die wêreldse geskiedenis. In die wete dat Jesus op enige oomblik kan kom. En ons sien die aarde in beroering, nasies teen nasies, en nou is daar 'n verdeeldheid onder kerke, daar is 'n verdeeldheid onder mense en individue. Die huis van God behoort as een verenig te wees. Voorwaarts Christen stryders, het die digter gesê, ons is nie verdeeld nie. Ons is almal een liggaam. Ons bid vanaand, Hemelse Vader, dat hulle wat hier vergader het met die doel om genees te word deur u krag. Ons verklaar dit, dat u opgestaan het uit die dood en lewendig is vanaand onder ons. Ons is so bly dat ons nie 'n tradisie aanbid van een of ander heidense god wat van hout gemaak is, wat nie kan praat of hoor nie. Maar ons aanbid 'n reuse Jesus, wat die seun van Jehova is, wat sonde gemaak is in ons plek. En hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en deur sy wonde daar vir ons genees gekom. En ons bid vanaand dat hy homself sal manifesteer, dat hy nie dood is nie, maar lewendig is onder ons. En die siekes en die beproefdes sal genees en die verlorenes red, moed gee aan die swakkes, ontvang die eer vir u self, Here, want ons vertrou nou die diens toe aan u, in die naam van die Here Jesus. Neem die geskrewe woord en sing dit aan ons harte in en meng dit met die olie van die Gees, dat dit groot resultate mag voortbring. Mag elke persoon wat hulle hande opgehou het en hulle wat nie hulle hande kon ophou nie, mag hierdie die aand van volmaakte verlossing wees. Mag daar nie 'n swak persoon in ons midde wees wanneer ons vertrek nie. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam en om sy ontwil. Amen. Nou ek wil julle gebede vra terwyl ek net kortliks voor die gebedsry praat. Ons wil hê dit moet net so lank as moontlik wees. En môre aand sal ons voortgaan om elke aand vir die siekes te bid.
en miskien op verskillende maniere. Nou, ek wil graag sien of daar enige mense hier is wat nog nooit in een van my dienste was waar ek tevore vir die siekes gebid het nie. Sal julle net julle hande opsteek wat nog nooit in een van die dienste was nie. Daar's baie hier wat nog nooit in die dienste was nie. Nou, dankie. Ek maak nie aanspraak om 'n geneeser te wees nie. Baie teenstrydig daarmee glo ek dat genesing is, alle genesing, goddelike genesing is. Ek glo daar's geen ander genesing behalwe goddelike genesing nie. Want as dit nie so is nie, dan het God iets verkeerd gesê toe hy gesê het, ek is die Here wat al julle krankhede genees, sien. Hy genees almal. Dit sluit nie die dokter se werk uit of sovoorts nie, dit bring dit in. Hy maak dit net gereed vir God se genesing, was dit uit of spank die been en maak gereed vir die genesing. Maar God moet selle skep en daar's net een skepper en dis God. Nou ek glo nie dat daar krag in enige prediker se hande sou wees om 'n persoon te genees nie, maar daar's 'n opdrag van die Here dat ons hande moet lê op die siekes. En ek glo dat genesing 'n voltooide werk is wat 2000 jaar voltooi is. Toe Jesus op Golgotha gesterf het, het hy jou gered van sonde en jou siekte genees. En elke seëning, verlossingsseëning is joune deur geloof in daardie voltooide werk. Sien, dis joune as jy dit kan glo. Soos ene tyd gelede gesê het, ek glo nie in goddelike genesing nie, ek gee nie om wat jy sê nie. Ek het gesê beslis nie, dit is nie vir ongelowiges gegee nie. Dit is vir gelowiges gegee. Hy wat glo, daar is 'n vraagteken. As jy 'n gelowige is goddelike genesing vir jou. As jy nie gelowige is nie, is dit nie vir jou nie. En elke persoon hier binne wat siek is, hoef nie na hierdie platform toe te kom nie. Hulle hoef nie een ding te doen behalwe om hulle sondes voor God te bely nie. Sonde is ongeloof, ons weet dit almal. Omdat jy rook, drink, dobbel, oorspel, pleeg, dis nie sonde nie, dis die eienskappe van die ongeloof, sien. Dis omdat jy Jesus nie glo nie, is die rede waarom jy daardie dinge doen, as jy dit doen. Maar as jy hom glo, doen jy nie daardie dinge nie, as omdat jy 'n gelowige is. So daar's nie een aanvanklike sonde, dis ongeloof. En as jy God glo, dan kan jy dit net aanvaar enige plek waar jy mag wees. God is oral. Ek het vanaand gekies vir net 'n klein kort teksie en ek vertrou dat julle sal begryp wat die Heilige Gees hierin probeer sê. Dit word gevind in Johannes die 6de hoofstuk en die 20ste vers. But he said unto them, it is I, be not afraid. Maar hy het vir hulle gesê, dit is ek, moenie vrees nie. It must have been that great strong fisherman called Dit moes daar die groot sterk visserman met die naam van Petrus gewees het, wat 'n paar uur tevore die boot van die wal afgestoot het in die see van Galilea in. En toe opgestap het van die boeg van die boot wat op pad was na die oewer, sy sitplek ingeneem het langs sy broer Andreas en 'n roeispaan opgetel het. Want in daardie dae was daar 'n man aan die een kant en een aan die ander. Miskien het 6 of 8 manne die bootjies geroei, wat hulle skepe noem. En soos hulle uitgestoot en die boot omgeroei het in die posisie om die see oor te steek, en hulle het tot diens gewaai vir daardie Christenvriende gelowiges op die oewer. En ons word hier geleer dat dit amper donker was, en hulle is genooi om na die ander kant toe te gaan. En sodra die laaste een ophou waai het en hulle teruggekeer het na hulle huise toe, moes dit jong Johannes gewees het. Aangesien hy die jeug van die groep was,
met sy hand op sy gesig wat iets soos hierdie gesê het. Ek sien nie hoe hy dit gedoen het nie. For I looked and seen there was only 5 of those little biscuits. En ek het gekyk en gesien, daar was net 5 van daardie klein broodjies en 2 klein vissies. But how did he break that and feed 5,000? Maar hoe het hy dit gebreek en 5,000 gevoed? 5,000 mans behalwe die vroue en kinders. En ek het sy hande dopgehou, want ek het naby gestaan elke keer wat ek gekom het met die mandjie. En hom 'n klein broodjie sien neem het, en 'n stuk daarvan afgebreek, en dit in die mandjie sit, en sy hand uitsteek en nog 'n stuk afbreek. Hy was jong. Hy het gesê, ek kan net nie verstaan hoe daar nog gebakte brood was nie. Hoe as hy oond sou gehad het en dit gebak het en die koring gehad het en sovoorts, kon ek dit verstaan het, maar hy het nie. Hy het die proses omseil en die gewone natuurlike gang van die kweek van die koring en om dit te maal en dit deur die meel te sit en dit te sip en vet en sout en geurmiddels in te sit en dit in die oond te sit en dit te breek. Hy het dit net gebreek en dit aangegee. Toe een aan die agterkant, miskien was dit Bartolomeus, iets soos hierdie gesê, julle weet hy, dit bewys dat hy die seun van Jehovah is, want ons word geleer in ons heilige skrifte, dat ons voorvaders 40 jaar gelewe het van geskepte brood, wat van God uit die hemel gekom het. And as the little boat moved on, the conversation continued. En soos die bootjie aanbeweeg het, het die gesprek voortgegaan, hoe dat hy iewers in kontak met God moet wees. Of course, God was in him, working his will. The scripture says Natuurlijk was God in hom om sy wil te doen. Die skrif sê dat God in Christus was om die wêreld met homself te versoen. And then Peter said, sitting by the side of his brother Andrew, en toe het Petrus gesê wat langs sy broer Andreas gesit het, oor kan na hom gekyk en gesê, Andreas, toe jy eers gekom het en my vertel het van so 'n man wat jy gevind het, het ek jou woord betwyfel. Maar toe ek in sy teenwoordigheid ingeloop en hy gesê het, jou naam is Simon, jou vader se naam is Jonas, het dit vir my afgehandel. Want ons word geleer in ons heilige skrifte wat Moses, die een wat ons glo, vir ons geskryf en gesê het, the Lord your God shall raise up a prophet likened unto me. Die Here julle God sal 'n profeet oprig soos wat ek is. En ek het geweet dat die Messias 'n God-profeet moet wees. En toe ek geweet het dat hy my nie ken nie, en dit die eerste keer was wat hy my ooit gesien het, en het my tog op sy naam genoem en my van Papa vertel, het ek geweet dit was hy. En toe een wat daar gesit het in die agterkant van die boot, met die naam van Nathanael, sy skouers teen Filippus gesit, soos hulle saam geroei het en gesê, Filippus, ek sou iets so Simon kon getuig, want toe ek buite onder daardie boom was, besig om te bid, toe jy my gekry, en jy vir my die storie vertel het, dat hierdie man vir Simon sy naam gesê het, het ek amper vir jou gelag. Ek kon dit nie glo nie. En toe jy gesê dat hy van so 'n lae plek soos Nasaret afgekom het, toe het ek geweet, jy moet van jou verstand af wees.
So ek het gesê, kan daar enigiets goeds uit Nasaret kom? I shall never forget Ek sal nooit vergeet wat jy gesê het nie. Kom kyk, dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie antwoord vir enigiemand. Moet dit nie kritiseer nie. Kom vind uit vir jouself en ondersoek dit dan deur die skrifte. The scriptures are always right. Die skrifte is altyd reg. Jesus het gesê, dit is die wat van my getuig. And he said, as we went along the road, En hy het gesê, soos ons in die pad afgegaan het, sal ek nooit ons gesprek vergeet nie. still in doubt, En ek het steeds getwyfel, Filippus. though I knew you were a just and an honest Al het ek geweet, jy was 'n regverdige en 'n eerlike man, en jy was opreg. En ek het geglo dat jy net weggevoer is deur een of ander soort fanatisme. Maar toe ek in sy teenwoordigheid ingestap en hom hoor praat het hy anders gepraat as enige man wat ek ooit gehoor het. Hy het gepraat asof hy 'n gesag gehad het en hy het geweet waarvan hy praat. Hy het gesê, soos ek nader gestap het, toe hy daardie oë gedraai het en na my gekyk en gesê het, aanskou 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie, het dit my amper oorblik. Ek het gesê, Rabbi, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Gesê, dit het dit eens en vir altyd vir my afgehandel. Ek het geweet, dit was die Messias, dit was die God-profeet wat Moses gesê het, sou opstaan. Ek gee nie om wat ander dink nie. Dit het dit vir my afgehandel. Ek het dit geglo, omdat die Heilige Skrifte geleer het. En Filippus, dis waarom ek op my gesig geval en gesê het, Rabbi, u is die Seun van God. U is die koning van Israel. Want ek het geweet, die Skrifte het gesê dat dit die teken sou wees, wat sou wys dat hy die een was, waarvan Moses gepraat het. Then Andrew must have stopped oaring just a moment. And he said, brethren, Toe moes Andreas net 'n oomblik ophou roei het en hy het gesê, broers, het ons hart nie gebrand in ons toe ons hom gesien het nie. Niks meer as 'n man wat vermoeid was op sy pad nie. and he sat down on the well. En hy het gaan sit op die put en hy was so moeg dat hy nie kon afgaan in Samaria saam met ons daardie dag, toe ons gegaan het om 'n paar lewensmiddele vir hom te kry nie. En hoe ons op die pad gepraat het oor hoe ons hom liefgehad het. En voor hulle ons selfs die kos wou gee, hier kom 'n vrou in die straat op wat skree. Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het, is hierdie nie die einste Messias nie? Is dit nie hy nie? Want hy het vir my gesê toe ek daar buite was om 'n emmer water te kry. Ek het na die put toe gegaan soos ek altyd het. En ek het iemand vir my hoor vra vir water om te drink en ek het so toe gekyk en 'n middeljarige Jood gesien. En hy het vir my gesê, vrou, bring vir my water om te drink. En ek het vir hom gesê, dis nie die gebruik vir julle Jode om Samaritane so iets te vra nie. Hy het gesê, as jy geweet het met wie jy praat, sou jy my water gevra het om te drink. Ek sou vir jou water gee wat jy nie hierna toe kom om te skep nie. And we got to talking about the different denominations and the places to worship. En ons het begin praat oor die verskillende denominasies en die plekke om te aanbid. En hy het vir my gesê dat God 'n gees was. En hulle wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Then I shall never forget, she might have said this when he turned those. Dan sal ek nooit vergeet nie, sy mag dit gesê, toe hy daardie deurdringende oë na my gedraai en hy gesê het, vrou, gaan haal jou man en kom hiernatoe. And I said to him, I don't have any husband. En ek het vir hom gesê, ek het nie 'n man nie. En die hele mans weet hoe ek gelewe het. And he said, no, you have no husband because. En hy het gesê, nee, jy het nie 'n man nie.
Want jy het 5 mans gehad en die een waarmee jy nou saamwoon is nie joune nie. And of course she'd say something like this. En natuurlik sou sy iets soos hierdie sê. Ek was verbaas, ons het nie so iets in ons kerke vandag nie. And I turned quickly to look at him. And I En ek het vinnig omgedraai om na hom te kyk en hy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. We know the Ons weet die Messias sal 'n profeet wees. Want wanneer hy kom, sal hy vir ons sulke goed vertel. And this is the words that he said. I'm he En that dit is die speaks to woorde you. wat hy gesê het, ek is hy wat met jou praat. Now, gentlemen of the city, Nou mans van die stad, julle skrifgeleerders en geleerdes, let hierop. Het Moses nie gesê dat die Here God in die laaste dae 'n profeet soos hy sou oprig nie? Isn't this he? Isn't this the sign of the very Is dit nie hy nie? Is dit nie die teken van die einste Messias nie? Hierdie is hy. Oh, how they must have turned Hoe moes hulle die roeispanne gelos het vir 'n paar oomblikke en gejuig het om te weet dat dit 'n groot dag was. They had fellowship with him that day. Oh, it's always a great day when you fellowship with Hulle het gemeenskap gehou met hom daardie dag. O, dis altyd 'n groot dag wanneer jy gemeenskap hou met Jesus. Daar's altyd iets wat op jou hart bly wat jy nooit dieselfde kan wees nie. Jy nooit daardie ure van gemeenskap sal vergeet nie. Must have been almost completely dark. When there was a sack, Dis amper heeltemal donker gewees het toe daar 'n sak geld agter in die boot geklingel het. and a ill-tempered looking fella raised up and said, "Just a minute, En 'n gentlemen." kwaai kerel opgestaan en gesê het, net 'n oomblik meneer. Of course we know who that fellow is. Natuurlik weet ons wie daardie kerel Always is. somebody to break Altyd up the iemand om die fellowship. gemeenskap te versteur. Judas. Judas. And he said, "I'm well acquainted with many fine rabbis. I En hy know het many gesê, fine ek is priests goed in our bekend land. met baie goeie rabbies. Ek ken baie goeie priesters in ons land. And there's none of them, no seminary can En ever daar's point nie een out van hulle nie, that he geen ever got kweekskool in the kan door. ooit wys dat hy ooit deur hulle deure gegaan het nie. And we have En no ons het record. geen rekord nie. And you too was standing present. En julle het ook daar gestaan toe julle die rabbi hoor sê het dat hierdie kerel Beelzebub is. Of course we know. We have to take his claims. Natuurlik ons weet, ons moet sy aansprake neem. Hy het aanspraak gemaak dat sy vader God was. Maar daar's geen bewys daarvan nie, want gewoonlik kinders wat buite-egtelik gebore word, Usually have phenomenal things that happen to them. net gewoonlik fenomenale dinge wat met hulle gebeur. En ons kan mislei word, manne, want hierdie man kan 'n fortuinverteller wees. Or he could be some evil spirit. That's Of doing hy these things. kan een of ander bose gees wees wat And we hierdie could dinge be doen. deceived. En ons kan mislei word. About that time the wind began to blow. Omtrent daardie tyd het die wind begin The waai. waves begin to come Die upon golwe the hoog boat. begin opkom teen die boot. Satan's servant had the floor. And there's always trouble when Satan he se gets that dienskneg floor. was aan die woord. En daar's altyd probleme wanneer hy aan die woord is. Die golwe kom kwaai en sterker het die winde gewaai. No doubt Satan himself gleaming with his Sonder twyfel het Satan self met 'n glinster in sy akedus oë gesê: I'll scare them stiff and then drown Ek them. sal hulle boeglam laat I'll skrik away en from hulle him dan now. verdrink. Ek het hulle nou weg van hom af. And the winds got so contrary until En die winde het so teen hulle geraak totdat die boot vol water was en half vol water en die roeispanne gebreek het. And the great white caps, as they rose up, just swept the little boat from one wave En die to groot another. witkappe soos hulle opgestaan het net die klein bootjie van een kant na die ander geslaan. Alle hoop was weg. And when all hopes is gone, after they En toe was alle pressed hoop from weg one was wave to nadat hulle another, gedruk is van een golf na die ander, and perhaps
En miskien is daar mense wat hier sit vanaand in daardie selfde toestand. Miskien het jy verlang om God te vind, en jy is van die een kerk na die ander gewaai. Van een denominasie na ander, jou brief van kerk tot kerk geneem, van Methodist na Baptist, na Presbyteriaan, na Lutheran, na Pinkster, na Sireners, net golf na golf. Of miskien is jy gewaai van een dokter se kantoor na die ander. Die kwaai golwe van siekte het jou na 'n dokter toe meegesleep, en hy sou na jou kyk en sê, daar's niks wat ek kan doen nie. En nog 'n golf sal jou na 'n kliniek toe stuur, net om die dokter te hoor sê, jou saak is gevorder. Daar's niks wat vir jou gedoen kan word nie. Maar toe alle hoop weg is, het hulle toevallig opgelet, het hulle iemand sien kom wat aangeloop kom op die water. Dis hoe hy dit doen, reg op die laaste oomblik, die donkerste uur, kom Jesus. En hy het aangeloop gekom op die water. Nou die tragedie van hierdie toneel is, dat die mense sonder hoop gestuur is, en bang was daarvoor toe dit daar gekom het. Net omtrent soos vandag. Die enigste hoop wat hulle gehad het, was die genade van Christus. Hulle boot was aan die sink, hulle roeispanne was weg, en hulle was oorgelewer aan die genade van die duiwel op die see, en 'n storm wat hulle getuister het. En die enigste hoop wat hulle kon hê, was op pad na hulle toe, en hulle was bang daarvoor. Hulle was bang dat dit 'n gees was van 'n aard, soos ons dit in die straattaal sou sê, 'n spook, wat op die water aangestap gekom het, en hulle het uitgeroep van vrees. Maar daar het 'n stem van daar af gekom, daar die algenoegsame stem wat nodig is om dit stil te maak, gesê, moenie vrees nie, dit is ek, hou goeie moed. Dis dieselfde een wat na ons toe kom vanaand. Daardie stem wanneer ons aan die einde van ons verstand is, wanneer ons aan die einde van ons reis van kerk tot kerk is. Ons brief te bring van die kerk na die Methodiste, na die Baptiste, na die Presbyteriane, na die Pinksters. En na so en so, luister, al daardie kerke is goed, maar dis steeds nie die antwoord nie. Toe jy van dokter se kantoor na dokter se kantoor gegaan het na kliniek, dis in die haak, maar dis steeds nie jou antwoord nie. Hulle het jou weggewys. Die antwoord is in die gebou vanaand, die Heilige Gees van God. Moenie bang wees daarvoor nie. Dit maak nie fanatisie nie. Dit neem fanatisie en maak heiliges van hulle. Moenie bang wees daarvoor nie. Dis die enigste hoop wat julle het. Julle mag al hoor uitroep en sê, dis fanatisme daar buite by Chautauqua. Moenie daar naby gaan nie. Julle moet dit nie glo nie, ondersoek julle die skrifte, want dit is die wat van Christus getuig. Vergelyk woord met woord en gees met gees, want die Heilige Gees kan net die werke van die Heilige Gees voortbring. Jesus het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my nie glo nie. Maar as ek die werke van my Vader doen, glo dan die werke. As julle my nie kan glo nie, glo die werke, het hy gesê. Hulle het gedink, hy was weg. Die duiwel het gedink, hy was weg. Want hy het gesê, hy moes die ruggie gaan rus. Hy was moeg, en hy moes gaan rus en bid. Ek kan my voorstel, party van hulle het gesê, ons behoort nie sonder hom te gaan nie. En dis 'n goeie beleid.
Jy sal altyd in die moeilikheid beland as jy iewers heen gaan sonder hom, want die duiwel is op jou spoor. So he came. So hy het gekom. Hoekom? Hy het nie gegaan om te bid of te rus nie. Die predikers en baie mense probeer ons vandag vertel, nie alle predikers nie alle mense nie, maar baie probeer ons vertel te veel, dat hy nie meer omgee nie. Hy het gaan rus en die wêreld is net oorgelaat aan die kerk om te doen wat hulle wil. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het die hoogste berg in Palestina uitgeklim en het hulle die heeltyd dopgehou. Hy is nie dood nie, hy is lewendig. Hy het so hoog geklim, hoe hoër hy gaan, hoe meer kan hy sien. En hy het al die pad uit die Vader se troon toe gegaan en gaan sit aan die regterhand. Hy hou dop. Toe die skip het hy gesê buite in die middel van die see was en die golwe teen hulle was, hy het daar bo gesit en dit dopgehou. Hy sit nie vanaand op 'n berg nie, maar sit in die heerlikheid, sy oog is op die mossie en ek weet hy hou ons dop. Hy weet hoe die golwe teen jou is. Hy weet wat die dokter gesê het en hy gee om vir jou. Hy het jou lief en hy sal in die laaste uur kom. Maar moenie bang wees vir hom wanneer hy kom nie. Aanvaar hom. Toe die vrees hulle uiteindelik verlaat en hulle in die boot geklim het, was daar 'n skielike vrede. En o, wat 'n skielike vrede is dit vir 'n onrustige hart wat van plek tot plek gegaan het om iets te probeer vind. En toe hulle gestop het vir 'n paar minute en die Heilige Gees in hulle hart laat inkom het, wat 'n skielike vrede bring dit nie. Al die onstuimigheid van die kerk en daardie kerk reg in hierdie gemeente en daardie, dis alles verby. En jy weet jou verlosser leef omdat hy in jou woon. Wanneer die man na die dokter se kantoor toe gegaan het met 'n vrou met 'n babatjie en die dokter het alles gedoen wat binne sy vermoë is, moenie bang wees vir die Heilige Gees en sy belofte nie, want hy hou jou dop. Hy het hier in die skrifte gesê, hy sal ons nie verlaat of ons begewe nie. Kyk, ek is altyd met julle, selfs tot aan die einde van die wêreld. Die skrif sê dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Dieselfde Jesus wat op die berg geklim het om daardie skip vol mense dop te hou, het die walle van die heerlikheid uitgeklim om daardie gemeente vanaand dop te hou en julle optrede teenoor sy gees en sy woord. He said, a little while and the world won't see me no more. Yet ye shall. Voor hy vertrek het hy gesê, 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, die gelowige, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die tydperk. Christ the same yesterday, today and forever. The same Christ who cares. Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, dieselfde Christus wat omgee, dieselfde Christus wat oor julle waak, dieselfde Christus wat dieselfde wonderwerke doen, wat dieselfde resultate bring. Did not he say in St. John 14:12? Het hy nie gesê in Johannes 14:12, hy wat in die glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen nie? Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. He is not dead, but he's alive. Hy is nie dood nie, maar hy is lewendig. En as hy aan ons midde is vanaand, sal hy dieselfde resultate bring wat hy het toe hy hier op aarde was. Dat ons hierdie gebou mag verlaat vanaand en dieselfde ding sê wat hulle gesê het, hulle wat van die Emmaus af gekom het, by daardie eerste opstanding. Hy het iets gedoen net soos hy dit gedoen het voor hy gekruisig is. Hulle het geweet dat dit Jesus was. En vanaand as hy lewe en hy nie dood is nie, maar hy onder ons is, sal hy dieselfde dinge doen wat hy gedoen het voor sy kruisiging.
want hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Moenie bang wees nie, moenie bang wees vir een of ander bose ding nie. Dis volgens die skrifte. Moenie bang wees nie. Dis nie spookagtig nie. Moenie bang wees nie. Dis nie fortuinvertellers nie. Moenie bang wees nie. Dis nie fanatisme nie. Dis ek, sê die Heilige Gees. Dis God se Gees wat getuig dat Jesus lewendig in sy kerk is. Glo julle dit? Laat ons dan bid soos ons hom vertrou. O Lord, who brought again Jesus from the dead, and has O Here, wat Jesus weer uit die dood gebring en hom voorgestel het aan elke geslag deur die eeue. and tonight we're in the shadows of his coming. En vanaand is ons in die skadu van sy koms die tweede keer in heerlikheid. En soos 'n skaduwee begin naderkom, All the positive that's making the shadow, the object, al die werklikhede wat die skaduwee maak, die voorwerp, dit word die heeltyd duideliker. we cannot look back to the ministry of our great friend Martin Luther and brother. Ons kan nie terugkyk na die bediening van ons groot vriend Martin Luther en broer nie. Ons kan nie terugkyk na ons broer John Wesley of Moody of Sankey of Finney of Calvin of Knox nie. They reflected your gospel in their days. Hulle het u evangelie in hulle dae gereflekteer. En daardie selfde evangelie word vanaand op 'n kragtiger manier gereflekteer, want die Here kom binnekort. The object is becoming to blend into Die the voorwerp begin oorgaan in die skaduwee en hulle word the een, ministry and die Christ. bediening en Christus. Father God made his congregation not En be Vader God, afraid. mag hierdie gemeente nie bang wees nie, maar mag hulle glo dat U opgestaan het uit die dood And that you en are dat U here to hier help is each om individual. elke individu te help. How your servant, Hoe U Lord, diensknegt, by Here, commission deur 'n of an opdrag angel van 'n and a engel divine gift, en 'n goddelike gawe net kan reflekteer soos U sal reflekteer. may it be done tonight, Lord. Maar mag dit vanaand gedoen word, Here, dat die mense mag weet en nie bang wees nie. Be not Diegene wat in nood is, It is moenie I, vrees nie. Dit is ek. that same Jesus who ministered. Daardie selfde Jesus wat bedien het beloof dat in hierdie dae dat die einste tekens wat hy gedoen het, weer gedoen sou word. To give the sign to Om the die teken aan die heidene te gee soos dit toegegee is aan die Samaritane en Jode, want hulle was die enigstes wat gesoek het na die Messias. En U het U self op daardie manier gemanifesteer. Nou U is oneindige God. U is geen aannemer van die persoon nie. Wat U ook al doen, doen U elke keer volmaak. En U het dit volmaak gedoen. Dis hoe U mense gekies het in die laaste dag vir hulle wat na U gesoek het, Jood en Samaritaan. En nou Here, kies U mense vanaand in die heidene. Let your Holy Spirit move and perform and work the works of Christ. For we ask it in Jesus' name. Amen. En laat die Heilige Gees beweeg in die werke van Christus berig en doen, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jesus said, be not afraid. It's I. Jesus het gesê, moenie vrees nie, dit is ek. En vanaand is die ek, die Heilige Gees. That's the Holy Spirit of God that's come down into living. Dis die Heilige Gees van God wat afgekom het om in die kerk te lewe. Lived in a pillar God of is fire. eers in 'n vuurkolom gelewe. Toe het hy vlees geword deur 'n maagdelike geboorte en het in Christus gewoon. Then at the going away of Christ, he sanctified a church. Toe het hy by die vertrek van Christus 'n kerk geheilig wat seksueel gebore is. Dat hy hierdie mense mag heilig en in hulle lewe, sy teenwoordigheid, die Heilige Gees, om die werk voort te sit. Tonight the Holy Spirit is here finishing. En vanaand is die Heilige Gees hier besig om klaar te maak, te bind, die werk te voltooi, die boek te perseel, want die laaste naam sal eendag daarin gaan, en hy sal nooit 'n ekstra een byvoeg nie. You're not, your name's not on the Lamb's Book of Life. As jy nie is nie, jou naam nie op die Lam se boek van die lewe is vanaand nie, my dierbare arme vriend, vra asseblief vir God om jou naam daar te sit terwyl ons vir die siekes bid. Nou ek glo, hoeveel gebedskaartjies Jean het of wie, Billy, How many is jy daar? Gene? Het jy hulle uitgegee 1 tot 100? Goed. Hulle het 100 gebedskaartjies uitgegee
Nou hou jy jou kaartjie. If you're not called tonight, As jy nie vanaand geroep word nie, sal jy geroep word. Jy sal kom reguit hier na die platform toe. Ons kan nie. Vanaand wil ek een ding doen, môre aand wil ek verander en iets anders doen en die volgende aand nog iets anders. all of you's read my book. Al van julle het my boek gelees oor die verskillende dinge wat die Heilige Gees. There's one prophet. It's not gifts of prophecy. Daar's een profeet, dis nie gawes van profesie, gawes van profeet. Gifts of healing. Maar daar is gawes van genesing, dis in die meervoud. Die ander is enkelvoudig. Nou, ons kan nie almal op een slag bring nie, so ek het beloof dat ek julle sou uitlaat so vroeg as wat ek kon. So kom, ons begin net van nommer 1 af en gaan deur hulle. Who has prayer card number 1? Would you raise your Wie het hand? gebedskaartjie nommer 1? Sal julle hand opsteek, iemand? Wat is die letter? A. A nommer 1. Iemand hier wat 'n gebedskaartjie het, A nommer 1. As jy op jou voete kan staan, het jy dit meneer, goed, sal jy net hierna toe kom. Ons gaan nie te veel laat staan nie, sien ek, is dit al plek wat julle het? Dis net reg daar binne. Goed, reg deur die agterkant, goed. While this man is making his way out, Terwyl hierdie man who has uitkom, prayer card number wat 2? gebedskaartjie nommer 2 het, sal jy jou hand ophou, nommer 2. Number 2. There's Hulle a is word- net lady enige way plek. over here. Die dame ver hier oor kan. Goed dame, sal jy jou plek hier inneem? And we are Ons strangers is to vreemdelinge vir mekaar, veronderstel ek. Ons ken nie mekaar nie, God ken ons wel. Now this man standing here by me is a total stranger to me. Hierdie man wat hier by my staan is 'n totale vreemdeling vir my, sover ek weet, God weet. Ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie, as ek het, weet ek dit nie. En hy het pas getuig dat ons vreemdelinge is vir mekaar. Hoeveel in die gebedsry nou of elkeen van julle wat weet dat ek julle nie ken nie, steek julle hande op. Al die pad in die gebedsry af, goed. Hoeveel daar buite in die gehoor weet dat ek jou nie ken nie, dat jy siek is nie. Steek julle hande op, goed, sien, net sodat julle sal sien dat dit die Here Jesus is. Now if he will do, if this man Nou as hy sal doen, as hierdie man siek is of hy behoeftig is, wat hy ook al is, weet ek nie. Ek weet nie waarvoor hy hier is nie, maar as die Heilige Gees aan hierdie man sal openbaar na hierdie boodskap, dan sal almal van julle glo dat hy dieselfde Messias is. now he'll never work through me. Nou hy sal until nooit he deur my works werk totdat hy deur hom werk nie, sien? It's his Dis sy geloof, dit verg julle geloof daar buite. Ek wens ek kon net met elkeen van julle praat, ek kan nie. Dis julle geloof wat hom aanraak. En dan neem hy my net en ek weet nie wat ek sê nie. Ek weet wat ek sê, ek bedoel nie dit nie. Ek bedoel dat ek nie 'n begrip het van wat ek gaan sê nie. Ek sê net wat hy sê. And there it is, you have it. See? It's a yielding to the Holy Spirit. En daar is dit, The jy het Holy dit sien. Spirit will Dis manifest oorgee aan die Heilige Gees. As oorgee aan die Heilige Will Gees he Jesus hier sal manifesteer as manifest Messia, all that he is? sal hy hom nie manifesteer as geneesheer en alles wat hy is nie. Now, Lord, it's your service and these are your people. Nou Here, and dis your u diens en service. hierdie is u mense en ek is die Now, let the diensknegt. people see Nou laat die mense sien, hulle wat so siek en behoeftig is, dat hulle mag weet dat u die Seun van God is. And you are not dead, but you're alive tonight. En u is nie dood nie, maar u is lewendig vanaand om dieselfde tekens en wonders te manifesteer wat u beloof het. Die boeke sal binnekort toegemaak word, die deure sal toegemaak word en oordeel sal op hande wees. We see it hanging in the hangers. Ons sien dit hang in die loodse vandag, Here. Ons weet dat dit naby is. So mag daar in die gehoor vanaand, Vader, miskien een persoon wees wat nie gered is nie. May the presence of the Lord Jesus bring that person. Mag die teenwoordigheid van die Here Jesus daardie persoon oortuig dat hulle die Heilige Gees vanaand sal ontvang. Ons vra dit tot God se eer. Now, Lord, let the Holy Spirit give to us these things. Nou Here, laat die Heilige Gees vir ons hierdie dinge gee wat ons vra. Dat die mense mag weet dat U God is en U vir ewig lewe. In Jesus naam. Amen. Now, watch this way real Nou close. kyk stap na hierdie kant toe en wees in gebed. And be in Maar nou prayer. wat ook al gesê word, doen jy net wat dit sê. Ek gee nie om in watter toestand jy is, hoe krepeel jy is nie, hoe wat is as dit met jou praat, kyk nou. Dit mag iets openbaar, kyk nou daarna. Dit openbaar net, maar dan as jy dit hoor sê, so spreek die Here, spring jy, doen wat ook al dit vir jou sê om te doen. Kan jy net so vinnig as wat jy kan. Hoeveel is op daardie manier genees in ons dienste? Laat ons julle hande sien opgaan sodat hulle kan getuig. sien baie, kyk daarna. Sien, een ding is die persoon se geloof en dit openbaar wat die probleem is. Dan kan ek vir daardie persoon bid, maar wanneer dit in daardie gehoor roep met so spreek die Here,
Hou julle dit dop en doen net presies wat dit sê. As dit sê buig jou hoof, buig jou hoof. Dis wat dit ook al sê om te doen. Doen jy dit nou, want dit is die Heilige Gees. Julle kan besef, julle Christene, waar ek staan. Hier is God se woord wat hierdie ding leer as die waarheid. Dis die waarheid. Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou, as hy sal bewys dat hy hier is, en dat hy dit kan bewys deur hierdie een persoon, behoort dit elkeen van julle te laat besef dat julle in die teenwoordigheid van Jesus Christus is, en julle genesing te aanvaar. Is dit nie waar nie? Steek jou hand op as dit waar is. Dis die waarheid, sien, dis waar. Nou, ek en die man is vreemdelinge, maar God ken ons albei. Ek het geen idee, meneer, waarvoor die hier is nie, maar God weet wel. Maar as ek myself op een of ander manier kan oorgee aan sy Heilige Gees, en hy sal aan u openbaar soos hy het aan Simon Petrus of aan Nathanael, of aan die vrou by die put, of aan die vrou met die bloed, enige manier sien, net soos hy toe het sien. Hy het gesê, hy was nie 'n geneeser nie. Hy het gesê, die seun kan niks uit homself doen behalwe wat hy die Vader sien doen nie. Sien? Ek doen niks uit myself nie, het hy gesê. Ek doen net soos die Vader my wys wat ek sien. Nie hoor nie, sien. Dit was 'n visioen. En as hy vir my sal sê wat jou probleem is of iets van jou wat jy weet dat ek nie weet nie, as dit enigiets is, ek weet dit nie. Maar as hy dit sal openbaar, sal jy hom aanvaar en glo daarvoor. Mag die Here dit vir jou skenk, broer, want ons is albei mans, ons moet God albei ontmoet. Ons moet eendag in sy teenwoordigheid staan. Die man se probleem waarna hy soek vir hom moet bid, is 'n uiterste senuweeagtigheid. Dis reg. En hy het een of ander soort hoes, dis 'n asmatiese hoes. Dit pla hom baie in die nag. Dis reg, is dit nie? As dit reg is, steek jou hand op. Glo jy dit? Die man is 'n getuie. Glo jy dat dit Christus was wat dit gedoen het? Christus het daardie Gees toegelaat om te maak dat. Jy sê jy mag dit net geraai het. Nee, ek het nie. Laat ons weer na die man draai. Ek kan nou nie wat dit was nie, maar ek glo dit was senuweeagtigheid. Ja, dit is reg. Hy was sy hele lewe lank senuweeagtig, maar hy het 'n hoes ontwikkel. Ja, dis 'n asmatiese hoes. Hy kom reg op en hoes hard. En dan is daar iets van sy arm of dis lae bloeddruk. Hy lê aan lae bloeddruk. Dis presies die waarheid. Dis so spreek die Here. Ek sal u iets anders vertel. Hierdie is nie jou huis nie. Jy's nie van hier nie. Jy's nie eers van hierdie staat nie. Jy's van Kentucky. Glo jy God kan vir my sê wie hy is, net soos hy Simon Petrus geken het? Dan, meneer Martin, kan hy terug aan huis toe en gesond gemaak word. God seën jou. Glo julle met julle hele hart? Steek dan net julle hande op en bid hom en sê, Here, ek glo met my hele hart, glo ek, Here. Help die mense vanaand, Here, om te verstaan en mag elke persoon genees word. Mag die groot Heilige Gees elke siek persoon net nou begin baie in sy goedheid en sy genade. Heer Jesus naam vra ek dit. Amen. Nou gee aandag, wees in gebed, soos die Heilige Gees openbaar. Maak jy dit jouself. Wat hy hier doen, doen hy ook daar buite. Hoeveel van julle is siek daar buite, sê julle, en het nie 'n gebedskaartjie nie? Steek julle hande op. Bid dan net 'n oomblik. Here's a lady sitting right here in front of me. She's black hair. Is 'n dame wat reg hier voor my sit. Sy het swart hare, het 'n bril op, dra geel rok, sy lê aan hoofpyne. Dis reg. As dit reg is, staan op, steek jou hand op, dame. Stand up on your feet. Staan op jou voete. Jy het gebid dat God jou sou roep. Jy's nou genees van jou hoofpyne. Gaan huis toe en wees gesond. Jesus Christus. Now tell me what she touched. She touched the high Nou sê my priest. wat sy aangeraak het. Sy het die hoë priester aangeraak. Sy's 20 tree van my af, maar sy's binne bereik van die hoë priester. He's raised from the dead and he's here.
Hy het opgestaan in die dood en hy's hier. Nou julle daar buite sonder julle kaartjies, doen dieselfde. You believe, sister? You believe that God could reveal to me if this Glo jy, suster, glo jy dat God aan my kan openbaar? As hierdie nog een kon wees, net soos die vrou by die put. Hy kon sê wat jou probleem is dieselfde as wat hy kon sê wat haar probleem was. Frankly, you're not here for yourself. You're here for somebody else. Om die waarheid te sê, jy's nie hier vir jouself nie. Jy's hier vir iemand anders. Daardie persoon is regtig siek. It's a woman, Hulle is in die hospitaal. Dis 'n vrou, a younger woman. 'n jonger vrou. It's your daughter-in-law. She's got something wrong with her bones. Dis jou skoondogter. Something Sy het splits iets through her verkeerd bones. met haar bene. That's right. Iets versprei deur haar bene. Dis reg. Then I see a young fella, little one. En sien ek 'n jong kerel, kleintjie, wat 'n klein seun is. Dis soos 'n breitse siekte of iets. Jy bid vir hom. Dis so spreek die Here. Gaan glo en jy sal kry waarvoor jy gepraat. Have faith in God. Ek geloof in God. All right. This the lady? Do you Goed, believe hierdie dame, glo jy my suster met jou hele hart? God will reveal As God in my sal openbaar wat jou probleem is, you'll accept it. sal jy dit dan aanvaar? Does anybody here know the lady? Ken enigiemand hier die dame? Aren't you Wel know her trouble sekerlik. then? Goed, dan ken julle haar probleem. Glo julle nou. Ek kon nie genees nie, want ek is nie 'n geneeser But nie. it's a gift. See, Maar dis 'n gawe, sien ek kan nie. God has already God het alreeds gedoen, hy het alreeds genees. As Jesus hier gestaan het vanaand en hy sou sê, Here, ek wil hê u moet my genees, sou hy sê, ek het dit alreeds gedoen toe ek op Golgotha gesterf het ek die prys vir jou genesing betaal. I set you Ek het jou vrygemaak van jou siekte toe ek op Golgotha gesterf het. Hy sou dit moet sê, want dis wat hy gedoen het. Hy het dit eens en vir altyd gedoen. Maar hy kon homself bekend maak dat hy die Messias was en dis wat hy nou probeer doen deur die mense te laat weet dat hierdie wat ons glo die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is die Gees van Christus in ons wat doen. As die gees van 'n rampokker in ons was, sou ons die werk van 'n rampokker doen. As die gees van 'n sanger in ons was, sou ons sing. As die gees van Christus in ons is, sal ons die werke van Christus doen. Your trouble is nervousness and a throat trouble. Jou probleem is senuweeagtigheid en 'n keelprobleem. Dis so spreek die Here. Dis You waar. got something else on your En jy heart. het iets anders op jou hart. Jy wil hê ek moet vir iemand bid. Wil jy hê ek moet hierdie sakdoek neem en dit stuur? As God vir my sal sê wie dit is en wat dit is, dis jou dogter, sy's verlam en sy het pas 'n baba gehad. Dat dit mag laat weet dat ek jou of die profeet van die Here is. Neem daardie sakdoek en sit dit op haar. Don't doubt. Nie twyfel nie, jy kan kry waarvoor jy vra. Gaan glo, God seën jou suster. God wees met jou. Let's just Laat praise ons him, hom net raise prys, him. ons hande opsteek en sê dankie Here Jesus, prys U Here. U is goed vir ons Here. U is hier, U wil hê ons moet U aanbid en ons kan dit nie langer inhou nie Here. U is net so goed om aan ons te verklaar dat U lewendig is. En in hierdie groot uur wanneer daar geen hoop is nie, tog is U ons hoop. Ons is nie bang vir U nie Here, ons aanbid U, ons het U lief. Kom in ons klein bootjie vanaand en gee ons geloof, gee ons genesing, gee ons die Gees. And satisfy us with that everlasting potion. Grant it, Lord. Bevredig ons met daardie ewige porsie. Skenk dit Here, ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Just let him come into your little bark that's being floated around. But doubts and cares, don't be afraid. Laat hom net inkom in jou klein bootjie wat rondgedryf word deur twyfel en sorge. Moenie bang wees nie, moenie bang wees om dit te aanvaar nie. Aanvaar dit net. Excuse me. You believe? Skoon my, glo jy met jou hele hart. Glo jy dat God my kan wys wat jou probleem is. Een ding waarvoor jy gebed wil hê is jou oë. Maar natuurlik, jy het 'n bril op ook. But his eyes is what's troubling you. But here's something that don't show. Maar oë is wat jou pla, maar hier's iets wat nie wys nie. Jy het rugprobleme. Glo jy God, as God vir my sal sê wat dit veroorsaak het, sal dit jou geloof groter maak. Jy het geval. Dis reg. Now go, you're healed. Jesus Christ makes you well. Just believe with all. Aanhou, jy's genees. Jesus Christus maak jou gesond. Glo net met jou hele hart. Have faith in God. Geloof in God. How do you do so?
Aangename kennis, meneer, ek ken u nie en miskien ken jy my nie. Dis reg, maar God ken ons albei. Dink jy God kan in my openbaar waarvoor jy hier is, meneer? As hy kon sê, Filippus sien kom en sê, of Nathanael sê, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. En hy het gesê, u is Rabbi, hoe het u my geken? Sê voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Daar is self die Here Jesus se gees, nou sy liggaam, is aan die regterhand van God, dat daarbo gesit het as 'n hoëpriester, maar hy het sy Heilige Gees teruggestuur om hom te verteenwoordig. En julle sien soos Jesus naderkom, soos die skaduwee van my hand sien hoe dof dit is, maar kyk hoe helder dit word wanneer dit baie naby kom. Sien, dit is nie die dag van Martin Luther, John Wesley of af deur die tydperk nie, maar hierdie is die tydperk van die koms. Net voor 'n vernietiging Sodom en Gomorra getref het, waarvan hierdie volke tipes, het daar 'n man afgekom wat eintlik God in vlees was. En daar was 3 engele. Van hulle het afgegaan onder na Sodom om te preek vir die uitverkorenes of vir die net 'n gewone Christen soos 'n moderne Billy Graham of so voort. Nie wonderwerke gedoen nie, maar net gepreek. Maar daar was een wat agtergebly het by Abraham en sy groep, wat die uitverkorenes was. Kyk wat daar die engel gedoen het. Luister, kyk, net voor die vuur geval het hy na Abraham gekyk en hy het gesê, waar is Sara jou vrou? 'n Vreemdeling, hoe het hy geweet hy was getroud? Hoe het hy geweet sy vrou se naam was Sara? Hy was 'n vreemdeling. Abraham het gesê, sy's in die tent agter u. En die Bybel het gesê dat Sara in die tent agter die engel was. En hy het gesê, Abraham, ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe. En Sara het binne in die tent by haarself gelag, en die engel met sy rug gedraai het gesê, waarom het Sara gelag? Hy het uitgeroep en gesê, ek het nie gelag nie. Gesê, ja, jy het. Sien daar 'n getuie vir die kerk dat die einde op hande was. Jesus het gesê, soos dit was in dae van Sodom en Gomorra, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Daar dieselfde ding sou terugkeer. Hulle kyk daarna vanaand, nie ek nie, hy. Julle hou dit dop. Julle kan dit nie sien nie, maar julle sien dit werk onder die mense. I couldn't say nothing unless he'd say it. And he can't do nothing to you until you believe it. Dit werk met julle dieselfde as wat dit met my werk. Ek kon niks sê en sê hy dit sou sê nie. En hy kan niks met julle doen totdat julle dit glo nie. So daar het julle dit, die Here seën. Jy het probleme met jou oog, dis waarvoor jy gebed wil hê. Jy het ook rektale probleem, aanby. That is true. If that's right, raise up your hand. Dit is waar, as dit reg is, steek jou hand op. Dis reg. Jy's nie van hier nie, jy's van Springfield, Ohio. Jy's 'n prediker van die evangelie. Eerwaarde Hilfert gaan terug huis toe glo, jy het jou versoek. Hy sal dit vir jou gee as jy glo. God seën jou nou, broer. You believe the Lord Jesus is real? Glo jy die Here Jesus is werklik? You believe God will heal you that stomach trouble? Well, go and just get well. Glo jy God sal jou genees van daardie magprobleem? Wel gaan eet en word net gesond. How do you do? I don't know you. God does. Aangename kennis. Ek ken u nie. God ken jou. Jou baba, It's a mighty pretty little dis 'n baie mooi babatjie. But without the help of God, it must die. Maar sonder die hulp van God moet dit sterf. Het hartprobleme, dis reg. En daar's 'n groter ding as dit wat nodig is in jou familie. That's you. Dis jy wat 'n Christen moet wees. Jy's nie 'n Christen nie, jy's 'n sondaar. Dis goeie geloof vir 'n sondaar om jou baba te bring, want dis die liefde van die moeder wat dit so uitroep. Will you accept Jesus as Sal Jesus aanvaar as jou verlosser? Het hy jou verlosser geword? Belê jy nou jou sondes en beloof, as jy jou baba sal laat lewe, jy daardie baba sal grootmaak in 'n Christenhuis tot die eer van God. Oh Lord God, Elohim, the great O Here God, Elohim, die groot Jehova God,
genees hierdie kind, genees die ouers, vergewe hulle sondes. May this baby live to the Mag hierdie baba lewe tot die eer en heerlikheid van God. Miskien is dit gedoen om hierdie familie na U toe te bring, Here. Nou dat hulle gekom het, bid ek vir genade vir die baba. In die naam van Jesus Christus. Amen. God sien jou suster in jou plek en jy is. Het jy gesien ek het jou as suster bestempel? Die Heilige Gees het sien. Jy is nou 'n suster. Goed, op jou pad. En God wees met jou. Een of ander prediker sien haar, doop haar nou in die Christen geloof. Goed. If thou canst As jy kan glo. you believe the heart trouble will leave you and you get well? Glo jy die hartprobleem sal jou verlaat en jy sal gesond word? Hou net aan beweeg en sê, prys God. You got a nervous heart. Jy het self 'n senuweeagtige hart. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Gaan net voort om God te prys, God te dank en te glo. My. Another. Goeieste, nog een. Glo jy dat hy jou ook sal gesond maak? Goed. Just a moment. Something happened in the audience. Die oomblik, iets het in die gehoor gebeur. The lady sitting right down here towards the Die dame wat reg hier onder naby die paal gesit het, gryskop met 'n blou rok aan, het sinusitis probleme. Glo jy die Here sal jou genees, suster? Glo jy dit? The lady behind her with a green dress on. Maybe she'll Die dame agter haar met die groen rok aan, miskien sal sy die seën aanvaar. Jy het hoë bloeddruk. Net hier, suster, wat net hier sit, reg na my kyk. Jy wat omkyk, ja, staan op en glo dit. Goed, daar het jy dit. Gaan nou huis toe en word gesond. You believe God? Glo jy God? Have faith. Having trouble with your stomach. Let me show you something. Let me have your hand. Ek geloof net probleme met jou maag. Laat ek jou iets wys. Gee vir my jou hand. See how my hand Nou is 'n mens net soos ek is. sien hoe my hand lyk? Sit nou my hand op joune. Kyk nou hoe dit swel. Nou rooi word dit en opswel. Gaan haal jou hand af. Kyk nou hoe dit gaan. Neem nou hierdie ander hand. Sit daardie hand daarop. Daar is geen verskil nie. Lyk nie so nie waar nie? Now put this Nou sit hierdie hand op. Kyk hoe dit begin swel. Kyk na daardie wit goedjies wat daar oorloop. sien? Dis jou maagprobleem. Jy het maagseer. now. You believe? Will it encourage you if I ask God and you look at my hand? See if it Nou glo jy, sal dit jou bemoedig as ek God sou vra? En kyk jy na my hand om te sien of dit gebeur. Kom 'n oomblik hier. Nou jy my hand dop. Nou sien jy dit? Nou waar is Billy? Kom hier, Billy. take your other hand. Neem jou ander hand. Ek weet wat verkeerd is met jou, maar ek wil jou ander hand hê. Sit hier die hand op niks. Hy's net soveel van 'n mens as wat jy is. Sit hier die hand op niks. Sit hier die hand op niks. Lay this hand on. There's something. Lê hier die hand op. Daar's iets daar. sien? Dis die eerste gawe wat vir my gegee is, sien, om aan die mense bekend te maak. Now, come here. Nou kom hier, hou die hand op. Laat ons hoofde buig. Lord Jesus, as the woman's looking at my hand, Here Jesus, terwyl die vrou na my hand kyk, ons vra nie vir wonderwerke nie, maar ons weet dat U God is en sy hou my hand op. let it come to Laat dit gebeur, Here, dat terwyl ek bid dat U die genesing van die vrou sal manifesteer, soos U dit van haar af wegneem. Satan, in the name of Satan, Jesus Christ, in die naam van Jesus Christus, verlaat die vrou, kom uit haar uit. Nou voor ek my oë oopmaak, ek het nog nooit my hand beweeg nie, maar die hand het opgehou vibreer. Dat het gestop het nie, nou wees jy die beoordelaar daar. Nou sê, is dit weg? Now watch. Put this hand on now. Nou kyk, sit nou hier die hand op, daar is dit. Nou sit hier die hand op, net presies dieselfde. Jou maagprobleem is verby, jy is genees, gaan huis toe en word gesond. Nou jy het probeer inkyk daarop. Ek weet niks daarvan nie, die Gees verlaat my nou vir 'n oomblik vir daardie deel van die onderskeiding. Jy het my boek gelees, het jy? Goed. Jy weet hoe hy gesê het, die eerste gawe sou wees. Om bekend te maak aan die mense die die hand te neem, dan sou dit gebeur dat hulle die einste geheim van die hulle hart sou ken, en hulle sou dit glo, want hulle sou moes, want dit sê hulle. Nou gee my jou hand, ek gaan nie vra vir onderskeiding, ek gaan net jou hand sit. Nou kyk hier, nou lê jou hand op. Ek weet nie eers wat verkeerd is met jou nie, maar God weet. Nou kyk hier, kyk na my hand, sien dit swel. Sien daar die klein wit goedjies wat daar oorspring daar? I watch him go take my hand off. Nou kyk, ek gaan my hand afhaal. Nou sit jou ander hand op, nie nou daar nie, sien? Nie nou daar nie. Nou sit daar die hand op. Because
Omdat hy vir jou regterhand gesê het, dis jou belofte van geloof dat ek jou die waarheid vertel het. Dis my linkerhand langs my hart teenoor God. Sien, dis waarom dit uitgekom het. Sien dit? Nou, jy wil hê ek moet sê wat jou probleem is. Ek weet nie, maar net 'n oomblik. Ek ontspan net en dink nie. Sien, as ek self dink, dan is dit verkeerd. Ek dink net nie, ek wag net. Dis vrouprobleme, damesprobleme, as dit reggesteek, daar die hand op. Sien, dis onderskeiding op 'n ander manier. Sien, genesing is in gawes. Hoeveel het dit ooit sien gebeur daardie? Julle het in ander dienste, is ek seker. Sien, nou wie is jy die beoordelaar? Net 'n oomblik hier na toe, sodat dit jou sal bemoedig. Nou kyk jy, ek sal my hand net hier lê. So jy sien, dis nie posisioneel hoe ek die hand hou nie. Sien, dis net dieselfde, is dit nie? Nou haal jou hand af. Sien, weg. Kyk nou daarna. Nou neem die ander hand en lê dit net presies soos daardie was. Nie 'n ding nie. Dis sy belofte. Daar kom dit, hou dit dop. Sien dit? Nou voel daar die arm net asof dit gevoelloos is. Sien? Wat is dit? Dis 'n siekte. En net nou is die salwing van die Heilige Gees. Dis waarom ek nooit my eie gedagte weer gebruik nie. Laat hom dit spreek. Hy weet wat dit is. Dis 'n gawe. Ek het myself weer reguit ingebring. Wys dit weer. Wys dit fisies. Dit het 'n effek. Dis waarom predikers, julle predikerproes, julle hande op die siekes moet lê. Dis julle is gesalf en julle is veronderstel om julle hande op die siekes te lê. Dit bevestig die Bybel om dit reg te maak. Sien, jy is veronderstel om hande op die siekes te lê. And you see my hands in the audience? Now watch here. Laat ons kyk of hulle kyk hier. Kan julle my hande sien in die gehoor? Nou kyk hier, neem die dame se ander. Now watch, put this on. Now watch. Nou kyk, sit hierdie en op, kyk nou, daar. Nou kyk, jy kan dit daar sien. Kan jy nie? Swel op, word rooi, klein vibrasies, voel net soos iets wat gaan. Net so. Sien dan, en ek, dit beteken niks. Ek ontspan net myself, dink nie daaraan nie, dan spreek iets net uit, sê wat dit is. Dit het nog nooit geval nie. Dis die waarheid. Nou het ek vertel, hoeveel het ooit my boek gelees, my lewensverhaal. Nou, hy het dit nie gesê nie, en baie van julle onthou, dit was die enigste ding wat ek gehad het vir lang. Maar hy het my lang teruggesê, jare tevore. Toe hy my daardie aand gesê het, dan sal dit gebeur as jy opreg is, sal jy die mense die einste geheime van hulle hart vertel. Gesê soos Moses 2 gawes gegee het, een om 'n stok in 'n slang te verander, 'n ander een om sy hand van malaatsheid te genees, is daar 2 gawes vir jou gegee, sien, en daar is dit. Nou, laat ek jou hand vat net sodat ons het haar hier gaan. Ek wil hê julle moet dophou. Ek sê nie ek kan dit laat gaan nie, ek weet nie. Maar as ons sal glo met ons hele hart, sal dit gaan. Nou kyk jy, moenie jou oë toemaak nie. Hou jy net die hand dop. Here Jesus, nie vir 'n vertoning nie, maar dat die mense mag weet dat hulle nie bang moet wees nie. En weet dat die woorde volmaak is, dat u opdrag vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, baie het gewonder, hoe kan dit wees dat die oplegging van hande op die siekes enigiets daarmee te doen sou hê? Maar dit is 'n opdrag, gesalfde diensknegt van God mag dalk nie in staat wees om die Gees elke keer te onderskei op die siekte nie, maar hy steeds sal salf om dit net dieselfde te doen, wanneer u naam geroep word, wat die siekte laat verdwyn. Die vrou hou my hand op, Vader, en ek bid dat u dit voor haar oor sal laat manifesteer. Sy weet dat my hand wat so stil hou as wat ek kan. Nou laat die naam van Jesus Christus verheerlik word. Mag die mag van die duiwel wat my suster vashou, daar staan geskryf in die skrifte, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Die opdrag van die Heilige Gees aan my bedien deur 'n engel, Satan, verlaat die vrou in die naam van Jesus Christus. Nou is dit weg. Ek het nog nooit daarna gekyk nie, maar dit is weg. Is dit reg? Is dit reg, meneer? Kyk enige iemand, jy kyk na die gehoor, iets het gebeur, jy weet dit het. Gaan op jou pad verheug en gelukkig, jy is genees.
As jy sal glo die arthritis wat jy gehad het, jy ook verlaat het terwyl jy daar gestaan het. So amen, wees op jou pad. En die rugprobleem wat jy gehad het, glo jy dis genees, gaan net op jou pad en juig en sê dank Here Jesus. En jy het senuweeagtigheid, die maagprobleem het jou verlaat, so gaan en juig en sê dankie. Rug is genees en God mag jou gesond gaan verheug, sê dank U dierbare God. Jy het ook rugprobleme gehad en senuweeagtigheid en ontsteld en 'n klein dames vroulike probleem. Gaan op jou pad en juig, jy is genees. Jesus Christus maak jou gesond. Glo jy? Die dametjie wat net daar sit met longprobleme, glo jy dat God jou sal genees, dame, wat reguit na my kyk? Die man reg agter haar het beenprobleme, glo jy God sal jou genees van jou bene, meneer? Steek jou hand op, dametjie, as jy jou genesing wil aanvaar. Goed, die man reg agter hom, wat daar sit met hoë bloeddruk, glo jy dat God jou sal genees, meneer? Steek jou hand op. Amen. Hoeveel hier binne glo dat God hulle sal genees? Glo jy dat die Heilige Gees hier is jy bang daarvoor? As jy nie bang is daarvoor nie, staan op jou voete en ontvang dit. In naam van Jesus Christus, steek jou hande op en prys hom. Moenie skaam wees vir hom nie. Here God, skepper van die hemel en aarde, stuur die Heilige Gees op hierdie oomblik. Beveel die duiwel en al die magte van siekte om hierdie gemeente te verlaat hulle in die naam van Jesus Christus. Kom uit, Satan. Elke siek persoon, daar is 'n dame op haar voete van die dragbaar af. Almal wat ek in die rolstoel sien op enige ander plek, is op hulle voete en loof God, staan op en prys God en word gesond gemaak. Dr. Sullivan.